Die nagmaal. Ons lees Matteus 26 vers 26 tot 30, asook Lukas 22 vers 1 tot 13. Dis al donker as die meester by die bovertrek opdaag. Die 12 manne gaan sit saam met hom om die tafel. Eintlik sit hulle nie. Hulle lê, nadat almal se voete gewas is, soos gebruiklik natuurlik. Die paasmaaltyd word in stilte genuttig. Jesus neem die leiding en verduidelik vir die manne die betekenis van die lam en die bitterkruie, soos wat die tradisie is. Petrus luister lankal nie meer nie, want hy het dit al talle male gehoor, vandat hy 'n baba was. Hy ken hierdie woorde uit sy kop uit. Ek het baie uitgesien na hierdie paasmaaltyd saam met julle, sê Jesus, want hierdie is my heel laaste paasmaal wat ek sal eet saam met julle, voordat ek gaan ly. Ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God volle betekenis gekry het nie. Skielik is Petrus se volle aandag nou by Jesus, en hy wil sommer weer aan die grens gaan, as hy sy geliefde meester so hoor praat. Maar hy sal by Jesus staan, deur dik en dun. Die fariseërs en die kerkryers moenie dink dat hulle sommer iets aan sy meester kan doen, sonder om eers by hierdie sogenaamde rots verby te kom nie. Hy het geen bang haar op sy kop nie. Die meester is verniet so beangs. Petrus val amper van sy kussing af, as die meester skielik 'n bom los. Een van julle gaan my verraai. Meester, maar dis tog seker nie moontlik nie, wie's dit? Dis tog sekerlik nie ek nie, meester, vra iemand. Die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek, dit is hy wat my gaan verraai. Is dit miskien ek, Rabbi, vra Judas, die Iskariot. Dit is soos jy sê, verdoemende woorde. Hoe kon jy, stoom dit in Petrus, maar hy is te geskok om die woorde te uiter. Die manne staar na 'n doodsbleek Judas wat opspring en uit die vertrek hardloop die nag in. Die meester lyk verslae. Met bewende stem vra hy die seun. Dan tel hy weer 'n broodjie op en begin dit in stukkies breek. Petrus wil nog wonder wat nou in die gang is, want die maaltyd is dan mos klaar verby. Dan hoor hy die meester praat, terwyl hy die stukke vir die manne aangee. Neem, eet, dit is my liggaam. Petrus voel hoe hy ijskoud word. Beteken dit dan nou werklik dat hulle vir Jesus gaan vang en hom doodmaak? Alles voel so verskriklik onwerklik. Hy wens so dat hulle nooit na Jerusalem toe gekom het nie. Dit was van die begin af 'n groot fout, 'n ramp. Dan neem Jesus die wynbeker en terwyl hy dit in die lug hou, doen hy 'n dankgebed. Wanneer hy amen sê, gee hy die beker vir Petrus aan. Julle moet almal hieruit drink, sê hy, want dit is my bloed. Terwyl die manne die beker omgee en elkeen 'n slukkie neem, verduidelik Jesus. Hierdie
is die bloed waardeur die verbond geseël word. Dit word vir baie vergiet om hulle sondes te vergewe. Petrus verstaan soos gewoonlik nou glad nie waaroor dit gaan nie. Al wat hy weet is dat dit alles niks goed voorspel nie. Hulle sing die gebruikelike loflied, maar in Petrus se hart is daar geen lof nie. Dan staan hulle op en loop in stilte na hulle slaapplek in die tuin van Getsemane. Julle gaan my almal vannag in die steek laat, verbreek die meester die stilte. Nooit, meester, protesteer Petrus. Ek, wat Petrus is, sal u nooit as te nimmer in die steek laat nie. As die ander u dalk sou verlaat, ek sal dit nooit doen nie. Al moet ek dan ook saam met u tronk toe gaan of met my lewe daarvoor boet. Petrus, sê Jesus aangedaan, ek het vir jou gebid. Wanneer alles verby is, moet jy jou broers versterk. Petrus wil net bly word, maar dan moet hy tot sy ontsteltenis hoor. Maar jy gaan my vannag nog verloon. Voordat die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Petrus is stom geslaan as hulle in 'n verstikkende stilte die pikdonker paadjie opstap in die rigting van hulle slaapplek in die tuin. 'n Aangrypende verhaal wat afspeel in daai laaste nag voor Goeie Vrydag. Daar gebeur so baie dinge gelyk dat 'n mens se kop draai. Die Paasmaal, die nagmaal, Judas se verraad, Petrus se selfversekerdheid wat aan flarde breek. Alles net te veel om op een slag in te neem. Maar steeds is dit nie verby nie. Die ergste lê nog voor. Boonop is die paadjie na die Olyfberg vanaand ekstra lank en hulle meester het nog baie om vir hulle te sê voordat hulle daar aankom. Ek en jy kan vandag net gevul word met verwondering, met deelname aan die gebeure, met intense emosie en innige dankbaarheid oor wat Jesus alles daardie verskriklike nag moes deurmaak, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Ons sal nooit werklik kan besef hoeveel Jesus moes ly nie. Dit was nie net geeseling en gespot en vernedering aan die kruis nie. Ek dink dat die disippels se onvermoë om te begryp wat werklik aan die gebeur was, vir Jesus verskriklik moes wees. Daarby die verraad van een van sy intieme kring van disippels en die feit dat sy staatmaker, Petrus, die rots, hom sou verraai. Is ons werklik genoegsaam dankbaar? Kom ons bid. Here, ek bely vanoggend dat my dankbaarheid ver te kort skiet. Ek loof U vir wat U vir my deurgemaak het. Amen.